Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons Here vandag uit ons boshuis uit. Ek praat met jou oor 'n woord wat ek van die Here gekry het vir die volgende paar maande na die einde van hierdie jaar toe, wat natuurlik 'n nuwe seisoen is, né? September en dis lente en daar gaan reën val, in die somerreënvalgebiede natuurlik, en nuwe vrug. En die kernvers wat die Here vir my gee is Openbaring 3 vers 8. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Ek het klaar voor jou 'n geopende deur gegee, niemand kan dit sluit nie. En dan sê hy, want ek sien jy het min krag, maar jy het vasgehou aan my woord en jy was nie skaam vir my naam nie. So, ons is nou in 'n seisoen van oop deure. En die Here praat met my oor al die verskillende deure wat oop is en wat die kinders van die Here nou genooi word om by in te gaan. So ek skop af op die 8ste van September met 'n 14 dae aanlyn kursus. Jy kry die materiaal per e-pos, waarin ons die seisoen van oop deure ingaan. Ek gee vir jou 14 dae van baie kragtige, effektiewe, getekende, doelgerigte gebede. Ek gee vir jou vir elke dag van die 14 dae 'n profetiese verklaring, meer as een profetiese verklarings. Ek gee vir jou skrifverklarings en ek gee vir jou 'n profetiese aksie elke dag om te doen. Hierdie 14 dae lei die volgende paar maande van oorwinning in. Jy sal deur oop deure gaan wat jy nie eers gedink het moontlik is nie, wat jy nie gedink het bestaan nie. Jy gaan die heerlikheid van die Here beleef. Ons het nou al 'n paar sulke 14 dae goed gedoen aanlyn en die getuienisse verstom my. 14 dae, jy gaan die goed kry en jy moet dit doen. Die krag van die beweging van die Here wat ons op die oomblik beleef, is so asemrowend. Dit is nie een of ander superprediker wat 'n ding doen en goed gebeur nie, en hierdie magtige healing evangelist nie. Die Here gee vir my soos profetiese verklarings en profetiese aksies en skrifte. Ek gee dit vir die mense. Hulle gaan doen dit by hulle huise. Hulle gaan doen dit in hulle binnekamers. Hulle gaan doen dit die profetiese aksie, waar ook al dit moet gebeur. En dan beleef hulle die kragtige werking van die Heilige Gees. Dan sien hulle hoe die Here se woord in hulle monde lewendig word. En daardie is vir my die grootste thrill, as jy dit so kan noem, van wat die Here besig is om te doen, want mense beleef dat hulle self word die profete van hulle toekoms, deur woord te verklaar. As jy die woord van die Here verklaar, dan word jy die profeet van jou toekoms. Want die woord van die Here kan nie leeg terugkeer nie, en God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, en alles sal verbygaan, maar die woord sal standhou tot in ewigheid. So, hierdie is my hele missie, is ek gee vir jou die materiaal, jy doen dit, en dan beleef jy die krag van die Here se woord in jou mond, en dit verander jou lewe vir altyd. Ek leer jou hoe werk profetiese aksies. Jesus het bedien met profetiese aksies. Hy smeer modder aan 'n ou se oë, en dan sê hy, gaan bad jou in die bad van Siloam. Die hele Bybel is vol van profetiese aksies, maar die kerk het dit verloor. En die Here is besig, sy Gees is besig om net weer die krag van profetiese aksies terug te bring in die kerk. So, vir 14 dae, dis jou persoonlike reis na 'n oop deure volgende paar maande. Dit begin op die 8ste van September. Byvoorbeeld, in dag 1, profeteer jy oor die volgende paar maande na die einde van hierdie jaar toe. Ek gee jou die skrifte om te verklaar, ek gee jou die profetiese aksies om te doen. Dag 2 gaan die Here afreken met jou vyande. Jy gaan ingaan in die rus
van die Here in. En ek gaan nou met jou 'n bietjie daaroor praat, dat jy kan verstaan hoe dit werk. Dag 3, daar breek verwarring uit in die kamp van die vyand. Dag 4 is payback time. Dag 5, die vreugde en die blydskap in die Here, wat nie van jou geroof kan word nie. Jy gaan ongewone guns, een van die dae handel oor ongewone guns, een van die dae handel oor finansiële vermenigvuldiging, een van die dae handel oor bonatuurlike oop deure en nog baie meer. En as jy deel wil wees van hierdie 14 dae, as jy hierdie 14 dae saam met my wil doen, dan stuur jy vir my 'n e-pos en jy noem dit oop deure, die verwysing is oop deure, en jy stuur dit na arendegebed@gmail.com. arendegebed@gmail.com, en jy noem die verwysing oop deure. So, kom ek verduidelik vir jou mooi hoe dit werk. Ek gaan nou met jou praat oor dag 3 van die 14 dae. Die deur is oop na die rus van die Here. Onthou nou, die Here sê, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. En by dag 3 gaan ons praat oor die deur is oop na die rus van die Here. En die skrif is in Jesaja 32 vers 8. Jesaja 32 vers 8. Hy sê, 18, sê ek vers 8. Jesaja 32 vers 18. En my volk, die Here praat, sal woon in 'n plek van vrede en in veilige wonings en in plekke van ongestoorde rus. Wat 'n belofte is hierdie nie net vir die kinders van die Here nie, want hy sê my volk sal woon in 'n plek van vrede en in veilige wonings en in plekke van ongestoorde rus. Wat 'n voorreg is dit om aan die Here te behoort. Wat 'n belofte is hierdie paar verse nie net vir kinders van die Here nie. Jy weet mos, ons lewe in 'n wêreld van vrees. Ons lewe in 'n wêreld van onsekerheid. Soveel huisgesinne is onder druk, soveel huwelike is onder druk. Pastore is onder druk. Dis geweldig as ek met pastore praat om uit te vind onder hoeveel druk hulle nie net is nie. Finansies is onder druk. Baie dra laste wat niemand kan sien nie. Hulle sit Sondag rondom jou in die kerk en hulle dra laste wat jy nie kan sien nie. Glimlag in die dag en huil in die nag. Ons sluit ons deure en ons hekke en ons stel ons alarms omdat ons in hierdie gevaarlike wêreld lewe. 'n Wêreld van geweld, 'n wêreld van verwarring. As Jesaja hierdie woord van die Here vir ons vertel in Jesaja 32, is dit 'n tyd van politieke chaos. Klink dit vir jou bekend? Dis 'n tyd van korrupsie, dis 'n tyd van morele verval. Hoor jy hoe profeteer Jesaja nie net vir sy tyd nie, maar hoe profeteer Jesaja oor die tyd waarin ons nou lewe? En dan is daar nog 'n waarskuwing dat daar nog moeiliker tye kom. Is die profetiese boeke in die Bybel nie net verstommend nie? En dan in al hierdie chaos gee die Here 'n profetiese belofte in vers 18. Terwyl alles hier deurmekaar is en soveel vrees en onsekerheid is, gee hierdie belofte en my volk sal woon in 'n plek van vrede en in veilige wonings en in plekke van ongestoorde rus. As jy daai darm kan begin verklaar elke dag vir die Here se mense, vir die wat aan die Here behoort. Hierdie is 'n verklaring waarin jy jou naam moet sit. Hierdie is 'n verklaring wat jy elke dag kan maak en sê, dis die woord van die Here, dis wat die Here sê. Maar, kom ek kry net eers gou die voorwaarde reg, want jy weet mos nou al, die termes en die voorwaardes is so belangrik. Voor vers 18 is vers 15, en as ek jou nou my parafrase kan gee, wat in vers 15 staan, praat hy oor die werking van die Heilige Gees, dat die Gees van die Here in jou moet werk. Die Gees van oortuiging, hy sê die Gees van die Here sal eers werk. Kan ons dit dalk lees in vers 15, sê hy,
totdat oor ons uitgegiet word die gees uit die hoogte, en dan word die woestyn 'n vrugteboord, en die vrugteboord self word vir 'n bos gereken. Die gees van die Here moet eers werk. O, kind van die Here, jy kan nie sonder die werking van die Heilige Gees nie. Jy kan nie sonder daai gees van oortuiging, wat jou oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel nie. Die gees van die Here wat jou elke dag moet lei, die sagte influistering van die Heilige Gees, daai goddelike alarmstelsel wat afgaan. Jy kan nie sonder die leiding van die Heilige Gees nie. En dan sê hy in vers 17, weer eens, my vertaling, en as jy geluister het na die Heilige Gees, dra dan vrugte wat by die bekering pas. As ek nou vir jou vers 17 kan lees, en die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid, rus en veiligheid tot in ewigheid. Die vrug van geregtigheid. Die vrug van, jy's vry verklaar van jou sondeskuld. Met ander woorde, jy dra vrugte wat by die bekering pas. As die gees van die Here jou lei, as die gees van die Here in beheer is van jou lewe, dan dra jy vrugte wat by die bekering pas. En in 2 verse vertel Jesaja ons hoe lyk 'n kind van die Here. Jy word gelei deur die Heilige Gees en jy dra vrugte wat by die bekering pas. So daar's nie kort pad hier nie. Hierdie beloftes, jy kan nie maar net sommer sê, wel, Jesaja 32:18 sê hierdie nie. En nou is dit maar so, jy moet die voorwaardes nakom, jy moet aan die Here behoort, die Here moet in beheer wees van jou lewe, die gees van die Here moet jou lei, en jy moet vrugte dra wat by die belofte pas. Dan aktiveer dit. Jesaja 32 vers 18. Jy sal vrede hê. En die woord vrede in Hebreëus beteken om heel te wees binne en buite. Dat dit met jou goed sal gaan in elke area van jou lewe, dat jy in harmonie sal wees, en dat jy die seën van die Here soos 'n stempel op jou lewe sal dra. Jy sal vrede hê, daar sal vrede in jou huis wees, jou huis sal veilig wees, daar sal sekuriteit wees, jou huis sal standvastig wees, geen storm sal jou huis kan skud nie. Dit is sekuriteit. En jy weet mos nou, in hierdie wêreld is daar geen sekuriteit nie. Finansiële markte kan oornag in duie stort. 'n Virus breek uit in die wêreld, kom tot stilstand. Mense se gesondheid stort in duie. Oornag hoor jy 'n verdoemende diagnose. Verhoudings stort in duie. Jou maat kom net by jou aan en sê, hierdie werk nie meer vir my nie. Dis die wêreld waarin ons lewe. Daar's geen sekuriteit daarin nie. Kom ek sê jou wat, daar is net een plek waar jy veilig is. Daar is net een plek van sekuriteit. Psalm 46 vers 2, die Here is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudheid is hy in 'n hoë mate beproef. Die Lewende Bybel sê, die Here is ons veilige skuilplek. Daar's geen sekuriteit in hierdie wêreld nie. Daar's geen plek waar jy veilig kan wees in hierdie wêreld nie. Maar die woord van die Here sê, die Here is 'n veilige skuilplek. Psalm 27 vers 1 in die Lewende Bybel sê, die Here is vir my 'n skuilplek waar my lewe veilig is. Daarom hoef ek nooit bang te wees nie. Wat 'n woord! Kan ek dit weer vir jou sê in die Lewende Bybel. Die Here is vir my 'n skuilplek waar my lewe veilig is. Daarom hoef ek nooit bang te wees nie. Vat hierdie week en lees en verklaar elke dag Psalm 27 voor die dag begin. Skryf hom oor in jou eie woorde, sit jou naam daarin, skryf hom in jou gebedjoernaal, maak hierdie jou mission vir hierdie week, elke oggend voor die dag begin, lees en verklaar jy Psalm 27, dis 'n asemrowende Psalm, en maak dit jou eie. So, geliefdes, toe Israel voor die Rooi See gestaan het die Here 'n pad gemaak in 'n onmoontlike situasie. Hy is nog steeds dieselfde. Toe mense Daniël in 'n leeukuil gegooi het die Here die bekke van die leeu's gesluit. Hy is nog steeds dieselfde Jesus. Toe Paulus en Silas deur mense in die tronk gegooi word, skud die Here die fondasie van daai tronk en die boeye val los. Hy is nog steeds dieselfde Jesus.
Gister, vandag en tot in ewigheid is hy dieselfde. Hy alleen is nog steeds jou veilige skuilplek. Net by hom is jou lewe veilig. Iemand moet hierdie vandag hoor. Ek praat met iemand wat nou na my kyk. Die Here wat jou deur gister gebring het, sal jou deur vandag bring. Kan ek dit weer vir jou sê? Die Here wat jou deur gister gebring het, sal jou deur vandag bring. En dan eindig hierdie profetiese woord met jou huis sal 'n plek van ongestoorde rus wees. Hoeveel mense is daar nie wat uitgeput is nie? Liggaamlik uitgeput, emosioneel uitgeput, geestelik uitgeput. Nou hoor ek Matteus 11 vers 28 wat Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is en ek sal jou rus gee. Kom na my toe, sê die Here, Matteus 11 vers 28, almal wat moeg en oorlaai is en ek sal jou rus gee. Jy gaan dalk op die oomblik deur 'n moeilike tyd. Jy dalk onbeantwoorde vrae. Daar's dalk belangrike besluite wat jy moet neem en jy weet nie wat gaan die regte besluit wees om te neem nie. Finansies lyk dalk baie donker. Jy lê in die nag wakker. Maar kom ek vertel jou vandag, hier is die pad uit. Jy vat die Here se woord. Jy kom die voorwaardes in die Here se woord na en dan verklaar jy beloftes soos in Jesaja 32 vers 18, wat sê, my huis is 'n plek van vrede, ek sal in vrede woon, ek is veilig, daar's sekuriteit. Jy vat die Here se woord, jy vat 'n belofte soos Jesaja 32 vers 8 en jy begin dit verklaar. Doen dit voor die dag begin, doen dit voor 6. En selfs as jy nog verder wil gaan, doen jy dit middernag. Middernagverklarings het krag, wat op geen ander tyd van die dag beskikbaar is nie. Paulus en Silas in Handelinge 16 is nou weer 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Baie mense sê vir my, ag wat, wel, jy kan ding wat jy wil, nee, but you cannot argue with results. Net gister getuig iemand weer, dat hoe sy die gebedsverklarings gevat het, en dit net begin doen het, en net die profetiese aksies gedoen het, wat sy gehoor het, en dat sy einde September skuldvry gaan wees. Die Here het dit net opgelos, dat sy 'n werk gekry het, uit die bloute uit, wat 'n deur net oopgegaan het. Hoor nou vir my, hierdie is 'n seisoen van oop deure, maar jy gaan deur hom in. Hoor jy my? As die Here voor jou 'n deur oopgee, jy moet by hom ingaan. Ek kan nie jou daar invat nie, jy moet daar ingaan. So, as jy die Here vat op sy woord, wat gaan gebeur? Want hierdie is deel van wat die Here met my praat. Baie mense soek quick fix, vinnig, kits koffie, mikrogolwe, alles moet vinnig gebeur. Maar om in te gaan in die oop deur is 'n proses. En baie wil net die seën hê sonder die proses. En hierdie is wat die Here met my baie duidelik praat is, jy moet bereid wees om die proses deur te gaan, want jy moet groei in die Here. Jy moet sterk word in die Here, daar moet goed in jou lewe vasgelê word, sodat jy op daai fondasie verder kan bou. So, wat gaan gebeur as jy nou begin as jy die 14 dae doen, saam met my, en jy doen die profetiese verklarings, en jy doen die skrifverklarings, en jy doen die profetiese aksies, wat gaan gebeur? Dalk gaan jou omstandighede nie dadelik verander nie, alhoewel, iemand het gister getuig, binne ure het die Here die probleem opgelos waarvoor hulle gebid het. Maar jou omstandighede gaan dalk nie dadelik verander nie. Die vraag wat onbeantwoord is, gaan dalk nog bly, maar iets gaan in jou verander. Die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan. Die wete dat die Here saam met my is, en dis sekuriteit. Jou vrede en jou sekuriteit is nie maar net alles gaan goed met jou nie. Jou vrede en sekuriteit lê daarin dat die Here is saam met my. Ek volg hom, hy het my in sy hand. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, vrees ek nie meer. Omdat ek weet, ek weet, hy hou my toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy
leef. Daardie is sekuriteit. Die wete dat jy nie alleen is nie en dat die Here in beheer is van jou lewe. So dit is hoe dag 3 gaan lyk van die 14 dae. Dis wat jy gaan kry. En dan gaan ek jou daarmee saam skrifverklaringe gee. Ek gaan vir jou 10 kragtige gebede gee, uitgebreide gebede gee. So is eintlik meer as 10, want is uitgebreide gebede, profetiese verklaringe om te maak, skrifverklaringe om te maak en profetiese aksies om te doen. Die tyd is verby, dat jy maar net kan sit en luister en niks doen nie. Die tyd is verby, dat jy kan sê, ag, dit was 'n baie mooi preek, en jy moet nou opstaan en oorgaan tot aksie. Want die enigste een vir wie niks gebeur nie, is die een wat niks doen nie. Jou lewe verander nie as jy net bly sit nie. So, ek nooi jou na die 14 dae van gaan in by die oop deure, wat op die 8ste van September begin. En as jy saam met my wil gaan, stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en sê vir my oop deure, dan stuur ek vir jou volle besonderhede daarvan. As jy meer wil weet van die boeke wat die Here vir my opdrag gegee het om te skryf, dan gaan jy na www.prayerevangelist.com en daar gaan jy 'n lys kry van al ons boeke. Ek wil ook nou al vir jou herinner, jy kan maar 'n nota maak, aan die einde van September gaan ons met 'n 14 dae doen die huwelik op die Here se manier doen. En ons gaan vir jou daar ook profetiese aksies gee en profetiese verklaringe wat jy oor jou huis kan maak. Ons is in opwindende tye. Die gees van die Here beweeg, die wind van die Here het begin waai en dis jou seisoen van vrug. Dis jou seisoen van deurbrake en wonderwerke, want jy weet wat tel is nie hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig. En dalk kom jy deur 'n moeilike jaar, maar die jaar is nog nie verby nie. Daar is nog 'n paar maande oor waarin jy kan terugklim en terugeis en kan deurbreek en in jou oorwinning begin lewe. So ek wil jou vanmôre, of vanmiddag of vanaand, wanneer jy ook al hier kyk, aanmoedig. Take control. Vat jy beheer. Want jy is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat jou lief gehad het, en jy is die kop en jy is nie die stert nie. En ek gaan jou stap vir stap help om in daardie oorwinning te bly lewe. As jy na ons dienste wil kyk, dan gaan jy na Koram Dayo Familie Nuus toe op Facebook of op YouTube elke Sondagoggend 9uur. Elke Sondag aand 6uur het ons herlewingsdiens en elke Dinsdag aand 7uur het ons herlewingsdiens. Word deel van die beweging van die Heilige Gees. Word deel van wat die Here besig is om te doen. Ek seën jou, ek spreek oor jou guns. Ek spreek oor jou seisoen van oop deure. Ek spreek oor jou dat jy lig sal wees in 'n duister donker wêreld. Ek seën jou huwelik, ek seën jou kinders, ek seën jou werk, ek seën jou besigheid. En dat die wêreld na jou sal kyk soos wat die Filistyne na Samson na Isak gekyk het. Soos die Filistyne na Isak gekyk het en gesê het, jy is waarlik die geseënde van die Here. Mag jy so 'n helder lig wees wat skyn dat die wêreld na jou sal kom en sê, wat is dit? Die Here gaan voor jou deure oopmaak wat nie logies verklaar kan word nie. Die Here gaan voor jou deure oopmaak wat die duiwel sal sien oopgaan, maar hy sal niks daaraan kan doen nie. Geen bose mag sal iets daaraan kan doen nie. So, gaan sommer nou na arendegebed@gmail.com toe en sê vir my, oop deure en word deel van die beweging van die Here. Dis altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier. Geef my comments, vertel my jou getuienisse, stuur vir my jou gebedsversoeke. Ek wil graag saam met jou die pad loop om Jesus te verheerlik.